die regering en Madlanga Kommissie besin oor beter beskerming van getuies na sluipmoord. En duisende vaar Pretoria se strate in om Nelson Mandela te onthou. Tyd vir die nuus in Afrikaans. Goeienaand. Die polisie soek 'n man wat 5 mense by Malangeni in Umzinto aan die KwaZulu-Natal se suidkus met 'n skerp voorwerp doodgesteek het. Een van die oorledenes is die verdagte se 32-jarige lewensmaat. Die polisie sê die man het daarna nog 4 mense doodgesteek waarna hy ontvlug het. It is also reported that soon after stabbing his partner, the suspect stabbed 2 more men, aged 53 and 58 years old, along the road. Police received further reports that there were 2 other victims, aged 37 and 51 years old, who were stabbed and succumbed to their multiple stab injuries upon arrival at a clinic. Preliminary investigations suggested that they were also stabbed the same suspect. Die polisie kon nog nie die motief bevestig vir die moord op die getuie by die Madlanga Kommissie, Marius van der Merwe nie. Van der Merwe, wat anoniem as getuie D getuig het, is Vrydag aand voor sy huis in Brakpan aan die Gautengse Oosrand doodgeskiet. Volgens die polisie het hulle ook nog nie die wapen teruggevind waarmee Van der Merwe geskiet is nie. Intussen sê die Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensiestruktuur, NATJOINS, en die Madlanga Kommissie van Ondersoek dat hulle binnekort 'n media-konferensie sal hou oor verskerpte veiligheid vir getuies by die kommissie se verhore. Die minister van Justisie en Konstitusionele Ontwikkeling, Mamoloko Kubayi, het gister gesê die beste manier om getuies te beskerm is om nie hulle getuienis uit te saai nie. Die kommissie het Vrydag sy werksaamhede vir die jaar afgesluit en sal volgende jaar sy sittings hervat. Meer as 8000 mense het in die tweede kwartaal van vanjaar die land onwettig binnegekom. Dit is volgens die kommissaris van die grensbestuursowerheid, Michael Masiapato. Volgens hom het die GBO ook beslag gelê op verskeie luukse voertuie en miljoene rande se vals goedere en onwettige dwelms en sigarette. In the same quarter, about 15 high-powered suspected stolen vehicles were intercepted as criminal syndicate attempted to smuggle them out of the country. The vehicles were handed over to members of the South African Police Services for further processing. Even in this instance, if we are to look at the intercepted number of vehicles incrementally, we are sitting at around 349 vehicles since the deployment of the first contingent of the border guards. Further, in the same quarter, about 1,700 kgs of counterfeit clothing as well as footwear estimated at around 1,280,645 were intercepted in various ports of entry. Duisende mense het vandag weer hulle stapskoene aangetrek om die dood van Suid-Afrika se eerste demokraties verkose president Nelson Mandela te herdenk. Madiba is op 5 Desember 2013 in sy huis in Johannesburg oorlede. Die jaarlikse staptog in Pretoria is voorafgegaan deur 'n kraanslegging om hulde te bring aan die wêreldikoon. Duisende stappers van oor die land heen het die warm son getrotseer om aan die jaarlikse staptog deel te neem. We had a wonderful event where we had more than 10,000 people running in remembrance of Madiba. And we've had wonderful weather. It is wonderful to be out here in Tshwane. We're very grateful to be able to do this every year. Die stappers het die staptog as 'n spesiale geleentheid beskryf om te verseker dat Madiba se nalatenskap voortgaan om Suid-Afrikaners oor generasies heen te verenig en te inspireer. Die voorsitter van die Afrika-Unie, Mahmoud Ali Yusuf, het 'n mislukte
militêre staatsgreep in die Wes-Afrika land Benin ten strengste veroordeel. Dit volg nadat soldate op Benin se staatsbeheerde televisiediens beweer het dat hulle die mag oorgeneem het. Hulle beskuldig die president Patrice Talon dat hy niks doen aan die toenemende veiligheidsbedreigings in die noorde van die land nie. Dit is die eerste aanslag op Talon se regering nadat verskeie militêre staatsgrepe voor sy bewind in die land uitgevoer is. Die regering het egter later aangekondig dat die staatsgreep gevnyk is. Duisende hektaar is in veldbrande in New South Wales in Australië vernietig. Meer as 60 veldbrande het voorgekom wat groot skade aangerig het aan private eiendom, infrastruktuur, plase en nasionale parke. Minstens 12 huise in die Vegans Bay en Woi Woi gebied in die sentrale kusstreek, sowat 45 km van die staat se hoofstad Sydney, het afgebrand. Die regering het aanvanklik duisende inwoners versoek om hulle huise te ontruim. Die waarskuwing is intussen afgegradeer en inwoners is nie meer in onmiddellike gevaar nie. Net hierna die Blitsbokke lewer 'n skitter vertoning om hulle Kaapstad Sewees titel te behou. Suid-Afrika se vroue cricketspan is die wenners van die T20 internasionale reeks teen Ierland. Hulle het die reeks met 2-0 beklink nadat hulle die laaste wedstryd op Boland Park in Parel met 65 lopies gewen het. Hondeklub Bay op die Namakwalandse kus in die Noord-Kaap hou nou sy eie fees en die organiseerders sê volgende jaar se gaan selfs groter en beter wees. Die doel van die hondeklubkus en kuierfees is om 'n ekonomiese hupstoot te gee aan die gemeenskap van die skilderagtige vissersdorpie. Die gemeenskap van Hondeklub Bay is afhanklik van die see vir oorlewing. Die fees bied nie net lippe aflek tradisionele seekos nie, maar bevorder ook die dorp se talent. Akkommodasie is tans uitgeboek. Dit is iets wat elke naweek gebeur in Hondeklub Bay nie. Ons kyk na die winkeltjies. Ons kyk na die geleentheid van die stalletjies wat opgesit is van plaaslike mense wat met hulle se lekker seekos disse hierso sit. Alles kan uitverkoop word. Die opbrengs gaan onmiddellik in hulle se sakke in. So dit is miskien nou 'n inkomste wat hulle nie gehad het nie. So ons kry die platform en ons wil hulle moet intap en as ons hiervan af gaan dan moet die mense sê nee, maar dit was goed geweest. Dit is die tweede keer dat die fees aangebied word en die organiseerder sê dit gaan volgende jaar nog groter wees. Ek sê dit is die beste wat kon gebeur het, veral my persoonlike se aard is. Onthou as jy meer manne wat gitaar speel. Ek dink is maar net om bewus te maak van HIV en dat hulle wil dit bekamp en ja, die musiek is nice. Die fees skep ook bewustheid vir HIV vigs wat 'n ernstige uitdaging in die gemeenskap is. Daar is gevalle in gebiede in ons distrik waar HIV en AIDS in toename is. Ons houding van ons gemeenskappe teenoor HIV en AIDS is ook bekommerd. Ons praat nie meer oor HIV en AIDS en daarom bring ons hierdie programme na gemeenskappe toe vir bewusmaking. Vir die toeriste bied die fees 'n uitstekende geleentheid om die skoonheid van die dorpie en omgewing te bewonder en hopelik weer 'n draai in Hondeklub Bay te maak. Ulrich Hendricks, SAK nuus, Hondeklub Bay, Noord-Kaap. En dis tyd om te groet. Ons is môre aand om 8:30 terug op S3. Dankie vir die saamkyk.